Laat ons vandag 'n bietjie tyd neem om die woord van God saam te ondersoek onder die titel: Laat ons nie God se wet vergeet nie. Vandag, al is daar baie kerke in die wêreld, het hulle God se wet vergeet. Dieselfde geld vir al die mense. Onder 8 biljoen mense op hierdie aarde is daar egter ook diegene wat nie God se wet vergeet het nie, maar dit in hul harte koester. God roep hierdie mense as syne, lei hulle en beloof om aan hulle 'n erfenis te gee. Die seën van die ewige koninkryk van die hemel, die seën van die ewige lewe en die seën van nuwe vreugde wat daagliks opduik. Laat ons vandag, deur Hosea 4, die profeet Hosea se teregwysing teen diegene ondersoek wat God se wet vergeet het, die einste wet wat ons nooit moet vergeet nie. Kom ons blaai na die boek Hosea hoofstuk 4 vers 6. My volk kom om weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy nie meer vir my priesterdiens doen nie. Omdat, wat het u gedoen, jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou seuns vergeet. Hoe meer hulle geword het, hoe meer het hulle teen my gesondig. Hulle aansien sal ek in skande verander. Op die sonde van my volk teer hulle, na hulle sondeskuld hinker hulle. Dit sal met die priesters gaan soos met die volk. Ek gaan van hulle rekenskap eis oor hulle optrede, hulle vergeld vir hulle dade. Hulle eet, maar sal nie versadig word nie. Hulle hoereer, maar sal nie meer word nie. Omdat hulle die Here verlaat het om hulle toe te wy aan. God se mense het eens God se wil gehandhaaf en sy leringe, wette, verordeninge en regulasies gevolg. Maar toe hulle God se wet vergeet het, het hulle uiteindelik heeltemal opgehou om God te volg. Met ander woorde, Hosea 4 openbaar die tragiese werklikheid dat hulle elke geleentheid verloor het om die ewige koninkryk van die hemel binne te gaan. Vandag is ons omring deur 8 biljoen siele, maar die oorgrootste meerderheid van hulle leef hul lewens nadat hulle God se wet heeltemal vergeet het. Om hierdie rede, toe Christus met sy wederkoms na hierdie aarde gekom het, net soos by sy eerste koms, wat was die eerste ding wat hy van die berg Sion af verkondig het? Daar is geskrywe dat die wet uit Sion verkondig is. Ons moet God se wet onthou. God se wet is die wet wat ons nooit moet vergeet nie, is dit nie? Kom ons gaan nou na Deuteronomium hoofstuk 8. Tydens die nasionale vakansiedae wens ons mekaar dikwels baie seën toe. As ons dit werklik wil ontvang, moet ons verstaan dat 'n lewe van ywerige gehoorsaamheid aan God se gebooie, beslissings en vaste voorskrifte altyd deur seëninge gevolg sal word. Deuteronomium hoofstuk 8 vers 11. Wees versigtig dat jy nie die Here jou God vergeet deur nie sy gebooie, sy beslissings en vaste voorskrifte wat ek vandag vir jou voorskryf, na te kom nie. Beteken dit nie dat ons versigtig moet wees om God nie te vergeet deur nie sy beslissings, wette en voorskrifte na te kom nie? Wees versigtig dat, wanneer jy eet en versadig word en goeie huise bou en bewoon, en jou beeste en kleinvee vermeerder, en jy vir jouself baie silwer en goud verkry, en alles wat jy het, meer word. Dat jou hart dan nie hoogmoedig raak en jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land, uit 'n plek van slawerny, uitgelei het nie. Dit is hy wat jou gelei het deur die groot en vreesaanjaende woestyn vol giftige slange en skerpioene, deur land waar daar geen water is nie, hy wat vir jou water uit klipharde rots laat kom het. Hy wat jou in die woestyn manna laat eet het, iets wat jou voorouers nie geken het nie, om jou nederig te maak en jou te toets, om jou uiteindelik goed te behandel.
Ook hier sien ons die opdrag. Moenie sy gebooie, beslissings en vaste voorskrifte vergeet nie. Daarom in sy gebooie, beslissings en vaste voorskrifte vind ons konsekwent die vermaaning. Moenie hulle vergeet nie. Kom ons blaai na Eksodus hoofstuk 20. As ons na Eksodus hoofstuk 20 vers 8 kyk, wat word vir ons gesê om met die Sabbatdag te doen? Ons word aangesê om dit te onthou. Wat is 'n ander manier om hierdie opdrag onthou? Moenie vergeet nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. God leer dat vir die engele wat in die hemel gesondig het en op die aarde neergewerp is, die enigste weg terug na die koninkryk van die hemel is deur sy gebooie, beslissings en vaste voorskrifte korrek na te kom. Hy begeer dat ons almal moet leef en bly binne sy heilige opdragte, binne daardie einste wet. As mense kan ons nie die hele toekoms voorsien nie. Ons leef ons lewens nie in staat om te onderskei wat 'n minuut van nou af sal gebeur nie. Of selfs 'n sekonde van nou af, so is die aard van die menslike bestaan. God, wat die einde van die begin af sien, het egter met ons hier op aarde 'n verbond gesluit om versoening te doen vir al die sondes wat ons in die hemel gedoen het, en om ons na die ewige koninkryk van die hemel te lei. Wat is die verbond wat hy opgerig het? Dit is die wet. In die Ou Testament was dit die wet van Moses, en in die Nuwe Testament is dit die wet van Christus. Met ander woorde, deur die wet van die nuwe verbond vir ons daar te stel, het God beloof en bepaal dat ons sal oorloop met ontelbare seëninge. Inderdaad, ons wens mekaar dikwels oorvloedige seëninge toe. Ons moet ewige dank, eer en lof aan ons hemelse Vader en Moeder gee vir die verandering van ons pad van die ewige hel na die ewige koninkryk van die hemel. Daarom staan daar in die boek Deuteronomium geskryf dat ons vir ons kinders moet leer hoe om God te vrees. As kinders nie hierdie diep waarhede kan verstaan nie, moet ons ten minste begin deur hulle die feit te leer dat ons die Sabbat en die Pasga moet onderhou, soos deur God opdrag gegee. Kom ons gaan aan na die boek Deuteronomium hoofstuk 6 vers 24. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 24. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie vaste voorskrifte te leef en om vir die Here ons God ontzag te hê, sodat dit altyd met ons goed sal gaan en sodat hy ons in die lewe sal hou soos dit vandag is. Die rede waarom God ons beveel het om al hierdie verordeninge te gehoorsaam, was om ons God te laat vrees, en om God te vrees kan ook op 'n ander manier verstaan word, om God lief te hê. Dit is die einste woorde wat Jesus gespreek het. Jy moet die Here jou God lief hê. Daar word gesê dat dit gedoen is sodat ons altyd voorspoedig kan wees deur God lief te hê. Kom ons blaai na Deuteronomium hoofstuk 28. Hierdie hoofstuk leer ons dat wanneer ons God se wet onthou, gehoorsaam en onderhou, ons altyd in sy seëninge sal woon, ongeag die tyd of plek. Deuteronomium hoofstuk 28 vers 1. As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God deur al sy gebooie wat ek vandag vir jou voorskryf, nou gesed na te kom, sal die Here jou God jou verhoog bo al die nasies van die aarde. Al hierdie seëninge sal jy ontvang, en dit sal jou deel word as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseënd sal jy wees in die dorp en geseënd sal jy wees in die veld. Geseën die vrug van jou liggaam, die vrug van jou grond en die vrug van jou diere, die aanteel van jou beeste en die aanwas van jou kleinvee. Geseënd jou mandjie en jou knieskottel. Geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer en geseënd sal jy wees wanneer jy uittrek.
As ons al die wette, verordeninge en opdragte, die woorde van God, ywerig gehoorsaam, het hy beloof dat hy ons hoog sal stel bo al die nasies op die aarde. Verder het hy beloof om ons te lei om geseën te word wanneer ons inkom en geseënd wanneer ons uitgaan. Wat gebeur egter as ons hulle nie gehoorsaam nie? Daar word geskryf dat baie moeilike probleme onvermydelik sal opduik. Deuteronomium hoofstuk 28 vers 15. As jy egter nie na die stem van die Here jou God luister, deur al sy gebooie en vaste voorskrifte wat ek vandag vir julle voorskryf, nougeset na te kom nie, wat sal oor u kom, sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou tref. Vervloek sal jy wees in die dorp en vervloek sal jy wees in die veld. Die teenoorgestelde van die beloofde seëninge sal onvermydelik voorkom. Wanneer ons ook al sulke moeilike probleme in ons lewens ervaar, moet ons altyd oor hierdie punt besin. Ons moet terugkyk en onsself afvra, is daar enige deel van God se wette, verordeninge of bevele wat ek versuim het om behoorlik te gehoorsaam? Kom ons gaan voort na Deuteronomium hoofstuk 28 vers 45. Al hierdie vloeke sal oor jou kom, jou volg en jou inhaal, totdat jy uitgedelg is. Omdat jy nie na die stem van die Here jou God geluister het, deur sy gebooie en vaste voorskrifte wat hy vir jou voorgeskryf het, na te kom nie. Hierdie vervloeking sal by jou wees as 'n herinnerings- en waarskuwingsteken en ook by jou nageslag vir altyd. Met ander woorde, dit sal dien as 'n waarskuwing en 'n les. Wanneer ons nie daarin slaag om God se ewige insettinge, regulasies en wette te onderhou nie, wanneer ons daarvan afwyk, wegdraai of dit vergeet, wys God vir ons dat sulke gevolge onvermydelik sal wees. Dit is ook 'n geestelike beginsel. Ons wens mekaar dikwels seëninge. Deur die jaar toe en Deuteronomium hoofstuk 28 leer ons presies hoe om dit te ontvang. Laat ons altyd binne die insettinge, regulasies en wette van God se nuwe verbond bly. Deur dit te doen, moet ons almal leer om God te eer wat die nuwe verbond verkondig het en om sy heilige wil te volg. Kom ons gaan nou na die woord in Jesaja hoofstuk 33 vers 20. 이사야 33장 20절의 말씀 보겠습니다. Kyk na Sion, die stad van ons feestelike byeenkomste. Jou oë sal Jerusalem sien, 'n ongestoorde tuiste, 'n tent wat nie afgeslaan sal word, waarvan die tentpenne nooit uitgetrek en die tentlyne nooit losgeruk sal word nie. Want daar sal 'n magtige, die Here, by ons wees, by 'n plek van riviere met breë strome aan alle kante. 'n Boot met spane sal nie daarop vaar nie, 'n magtige skip sal dit nie oorsteek nie. Ja, die Here is ons regter, die Here is ons regeerder. Wat het hy vir ons ingestel? God is die een wat die wet van die nuwe verbond vir ons ingestel het. Dit is nie 'n wet deur die mens gemaak nie, maar 'n wet deur God ingestel. Die Here is ons regeerder. Die Here is ons koning, hy sal ons verlos. God het die wet van die nuwe verbond ingestel en verkondig. Die skrif sê vir ons dat God, wat dit in Sion in die laaste dae sal vervul, ons koning van die konings en Here van die Here is wat ons sal lei en lei. Daarom het God in hierdie laaste eeu beloof dat hy ons sal red. Kom ons kyk nou aan wie hy hierdie verlossing skenk deur na Jesaja hoofstuk 51 vers 7 te kyk. Kom ons lees uit Jesaja hoofstuk 51 vers 7. Luister na my, julle wat geregtigheid ken. Wat het hulle ter harte geneem, volk met my wet in hulle harte? Vandag het soveel kerke God se wet heeltemal vergeet. Hulle hou Sondag en vier Kersfees, danksegging ensovoorts.
등등을 Uit eie beweging neem hulle die ritueel aan van eiers eet op opstandingsdag en preek oor die Paashaas. 또뭐 부활절 토끼에 대한 그런 것을 또 강론하고 Al die regulasies en praktyke wat gebruik word om heidense gode te aanbid, het die kerk binnegestroom. 교회 안에 몰려들어 Waarom neem so baie mense dit dan waar asof dit God se eie verordeninge is? 사람들은 Is dit nie omdat daar uiteindelik iets in hul harte ontbreek nie? Hulle het God se wet heeltemal vergeet. 잊어버리고 Die wet van God self is afwesig in hulle harte. 그래서 Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 51 vers 7. 그 어떤 Luister na my, julle wat geregtigheid ken. 말씀하셨는가? Wie is diegene wat die geregtigheid ken? Volk met my wet in hulle harte. 믿는 백성들아, 너희는 나를 듣고 사람의 회복을 Moenie bang wees vir die bespotting deur mense nie. Vir hulle beledigings moet julle nie skrik nie. 녹같이 Want soos 'n kleed sal motte hulle wegvreet, soos wol sal kleremotte hulle wegvreet. 나의 의는 My geregtigheid sal, tot wanneer sê hy dit sal duur, vir altyd duur, my verlossing van geslag tot geslag. 미치게 될 것이다 하고 있습니다. 예. 결국 Uiteindelik moet die volk van God die wet van God hê. 율법이 있어야 되겠습니다. 성부 In die 시대 때는 tydperk van die Vader moes daar die wet wees wat gepas was vir daardie 성자 시대 tydperk. 때는 성자 시대 때 In die tydperk van die Seun moet die wet wat God vir daardie tydperk gegee het ook bestaan, nie waar nie? 되겠습니까? Ja, dit moet bestaan. Dan vir diegene wat al hierdie wette, 모든 법을 wat God ingestel het, laat vaar. 영적으로 Wat noem God hulle uiteindelik? 하셨는지 Laat ons oopmaak vir Daniël, 말씀 여러분 hoofstuk 9 om uit te vind. 항상 Laat ons nooit God se verordeninge, insettinge en wette vergeet. 예, 다니엘 Kom ons kyk na die woorde van Daniël hoofstuk 9 vers 5. 예, 다니엘이 Hierdie woorde word gevind in die middel van Daniël se gebed. 9장 5절입니다. Ons het gesondig, ons het verkeerd opgetree, ons het ons skuldig gemaak en in opstand gekom. 뭘 떠났다고 했습니까? Ons het afgewyk van u gebooie en u beslissings. 하나님께 대하여 반역하게 Diegene wat God vergeet en teen hom rebelleer, sal altyd wegdraai van sy bevele en wette. 돼 있습니다. 오늘날 Vandag het baie mense rondom ons die regulering van die Sabbatdag laat vaar om Sondag te onderhou. 6월절에 Daar is diegene wat die Pasga laat vaar om die reëls van mense te volg, soos Kersfees. 따르고 있는 무리들. 이런 Uiteindelik, hoe definieer die Bybel al sulke mense? 어떻게 규정하고 있느냐 하면 Dit sê, hulle het verkeerd gedoen. 하고 행하게 Hulle was goddeloos. 범죄하여 Dit verklaar dat hulle gesondig het en selfs dat hulle gerebelleer het. 그런 사람 Watter eienskappe vertoon sulke mense? 주의 법도와 Dit sê dat hulle sekerlik God se wette en verordeninge sal verlaat en dit sal vergeet. Hulle sal dade pleeg wat nie in ooreenstemming met die leringe van God is nie. 저지르게 된다고 하셨고 그다음 10절 Kom ons gaan aan na Daniël hoofstuk 9 vers 10. 다니엘서 9장 10절입니다. En nie geluister het na die stem van die Here ons God, deur sy wette te volg wat hy aan ons voorgehou het, deur sy diensknegte, die profete nie. 우리 앞에 세우신 뭘 행치 아니하였다고요? 좀 전에 Soos ons 'n oomblik gelede gesien het, in Jesaja hoofstuk 33, wat sê dit dat God vir ons ingestel het. Dit sê hy het die wet ingestel. 우리를 Dit is God wat al sy ontelbare wette vir ons ingestel het. 하나님이십니다. 시온의 Hy is die God wat in Sion woon. Kom ons kyk na Daniël hoofstuk 9 vers 10. 하나님 En nie geluister het na die stem van die Here ons God, deur sy wette te volg wat hy aan ons voorgehou het, deur sy diensknegte, die profete nie. Laat ons voortgaan na vers 11. 11절에 En omdat die hele Israel u wet oortree en afgewyk het deur nie te luister na u stem nie, 주의 목소리를 청종치 아니하므로 het die vloek en die eed wat geskryf staan in die wet van Moses, die dienaar van God, teen ons losgebreek. 맹세대로 Ja, ons het teen hom gesondig. 우리가 주께 범죄하였음이라 하고 했습니다. Daniël het gedink aan die redes vir die hele opeenvolging van gebeure, 바벨론의 포로가 되고 나라가 폐망 Israel wat deur Babylon gevange geneem is, die koninkryk se vernietiging en die mense wat in ballingskap weggevoer is. 왕을 경배하도록끔 Onder al die tragiese redes waarom hulle gedwing is om die koning van Babylon vir 70 jaar te dien, was die belangrikste rede dat hulle teen God in opstand gekom het. 반역했기 때문이다.
Die bewys van hulle rebellie was dat hulle vergeet het en van God se wette en dekrete afgesien het. Die nasie het nie geleef volgens die insettinge, verordeninge en wette wat God aan hulle gegee het nie. Dit geld vandag in die tydperk van die Heilige Gees. Of dit nou ons gesinne, ons kerk of ons as individue gaan. Diegene wat altyd God se insettinge, verordeninge en wette respekteer en getrou daarin lewe, is diegene wat geseën is. Vandag sluit ons Sion-lede by ons aan in aanbidding van reg oor die wêreld. Ons het almal vandag na hierdie plek gekom en vasgehou aan ons besluit. Ons sal God se insettinge, verordeninge en wette reg en getrou nakom gedurende hierdie hele jaar. God sê, julle wat my wet in julle harte het, is waarlik my volk. Ek sal julle God wees, en julle sal my volk wees. Dit is hoekom God sy volk tot die einde toe liefhet, hulle koester en eer. Hy het beloof om ons te lei na die ewige koninkryk van die hemel. Hy het beveel en gesê, geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer en geseënd sal jy wees wanneer jy uittrek. Geseënd jou mandjie en jou knieskottel. 'n Toekoms waar alles in ons lewe geseënd is, sal voor ons ontvou. God het sy woord in volle maat aan ons gegee. Ons moet nooit die wet vergeet wat God ons gegee het nie. Hy het ons herhaaldelik aangespoor om dit nooit te vergeet nie en gesê: bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Ons het die Sabbatdag, die Pasga, die Opstandingsdag en die Hittefees, alles wat deur God aan ons gegee is. Die kernopdrag vervat in al die 7 feeste in 3 tye. Wat God aan ons gegee het, is dit. Onthou en herdenk hulle vir ewig. Moenie hulle ooit vergeet nie. Onthou en herdenk hierdie feeste. Die Bybel beklemtoon hierdie opdrag aan ons, doen dit vir geslagte wat kom. Baie mense is egter heeltemal onbewus hiervan. Hulle ken dit nie en het God se wette vergeet. Hulle kan dus gereken word onder diegene wat God se wet vergeet het. Daarom moet ons hulle wakker maak vir die vergete Sabbatdag, die vergete Pasga. Ons moet ons naaste wakker maak vir die vergete dekrete, insettinge en wette van God, sodat hulle ook geseën kan word, nie waar nie? Ek vra dat ek en jy nie net sal groet met woorde soos, mag jy geseënd wees, maar dat ons sal poog om hulle te lei na die pad waar hulle God se ware mense kan word en opregte seëninge kan ontvang. Kom ons gaan voordeur na God se woord in Esegiel hoofstuk 18 vers 9 te draai. Esegiel hoofstuk 18 vers 9. Volgens my vaste voorskrifte leef, my bepalings nakom deur eerlik op te tree. Hoe gaan dit met daardie man? Hy is regverdig. Toe ons sonde in die hemel gepleeg het, is ons as sondaars op hierdie aarde neergewerp. God het egter 'n verbond met ons gesluit en sy verordeninge, insettinge en wette aan ons gegee, sodat hy ons in regverdige mense kan verander, sodat ons wedergebore kan word. Volgens my vaste voorskrifte leef, my bepalings nakom deur eerlik op te tree. Hy is regverdig en sal beslis leef. Dit is die uitspraak van die Heer, die Here. Ek en jy behoort tot hierdie kategorie. Daarom volgens Openbaring hoofstuk 12, terwyl die hele mensdom op die aarde Satan, sy leringe en sy gebode volg, watter gebooie leer God die oorblyfsel van die vrou se nageslag om te volg? Wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het. Hierdie mense is die res van die vrou se nageslag in die laaste dae.
하나님께 God het ons in 'n posisie geplaas waar ons groot seëninge, heerlikheid en belonings kan ontvang. 우리를 세우셨습니다. 예, Dit is hoe kosbaar en belangrik God se gebooie is. Deesdae dink mense in die wêreld maklik, maak dit saak of ek nie die Sabbat onderhou nie. 6월절 좀 지키지 않으면 어떨까? Maak dit saak of ek nie die Pasga hou nie. Maak dit saak of ek die opstandingsdag mis. 이것은 하늘나라에서 Die profeet Daniël waarsku ons egter reeds deur die boek Daniël, hoofstuk 9, dat sulke gesindhede in werklikheid 'n voortsetting is van die groot rebellie wat in die hemel gepleeg is. 다니엘서 9장에서 이미 언급했고 우리에게 또 알려준 바가 있습니다. In hierdie tyd het God 'n tweede keer na hierdie aarde gekom en die wet verkondig en ons die wet geleer. 율법을 선포하시고 율법을 가르쳐 오셨습니다. Daardie wet is die wet van die nuwe verbond. 율법이죠. Dit is God se wet. Dit is die wet van Christus. Wat is die rede waarom die wet van Christus tot vandag toe vir ons, wat sondaars was, geleer is? 어떻게 해요? Volgens Esegiel hoofstuk 18, wie is regverdig? God sê dat diegene wat God se verordeninge, regulasies en wette nakom, werklik regverdig is. Die Bybel sê dat niemand behalwe 'n regverdige man dit kan doen nie. Daarom hoop ek dat al ons CEON-lede nooit God se wet sal vergeet nie, maak nie saak in watter soort moeilike situasie ons is nie. Kom ons gaan almal na die ewige koninkryk van die hemel. Daar is nog baie mense rondom ons wat God se wet vergeet het of dit nooit geken het nie. Aan almal van hulle moet ons God se insettinge, regulasies en verordeninge korrek lewer sodat hulle na Sion kan terugkeer. Slegs diegene wat God se wet in hul harte het, kan sy ware volk word en kan regverdig gemaak word. Aangesien God begeer om diegene wat eens sondaars was tot bekering te lei, het hy ons sorgvuldig deur die regulasies van die Sabbat, die Pasga, die doop en selfs die sluiers vir vroue gelei sodat ons hierdie geseënde pad saam kan stap en kan terugkeer na die ewige koninkryk hand aan hand. Sodat ons bure geseën mag word, ons families geseën mag word, ons huishoudings geseën mag word en onsself geseën mag word. Laat ons altyd lewe onder God se wet van die nuwe verbond. God se belofte verander nooit. God sê, geseënd sal wees jou mandjie en jou knieskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Laat ons daarom almal ewige heerlikheid en lof aan God gee deur 'n vaste geloof in God te hê. Hiermee wil ek die preek afsluit. Baie dankie.